welkom saam met de wees vanoggend. My naam is Gert Kok. Ik ken het zo'n paar van my, ek ken ons al van mekaar, maar de wille van die ander. Gert Kok, my vrou Antoinette, ons het daar van Verliesdorp, ons woon daar. Het is een voorrecht om vandag saam met u te wees. Dit is sommer een heerlijke voorrecht, saam met ander gelovige mense. Dan bid ons nou rij vanoggend. Het is so mooi die mense wat stap langs die pad na de gemeentes. Dit is nie waar, gaan we allemaal hier nie. Maar dit is rechtig groene. Nou, ek sê van Verliesdorp, eindelijk, ek het al vir Delana gesê, sy nou nie weer op my nommer druk, op my knopje druk vir so'n tyd nie, van volgende sondag af, as die Here wil, dan gaan ons so vir 6 maanden op pof adruk uitdrap. Nou, ek sê dit om 2 rede, so dit nie gesoek word op dit nie, maar as iemand daar voorbij in die verre wereld, daar sal koffie wees. Daar sal koffie wees, as jy op pof adruk. Ja, daar gemeente het ook nie een leraar nie, toe vraag dat sal ek om help, sê is recht en kom. Vriende nou, net wat ons gemeentesake betref, die programmakie daar gerol, ek wil vir Delana sê, dit is netjies wat sy my aangestuur het, net so van belang. Ek sien daar, Berea wil educate. Ek wil nog gevraag, waarvoor is dit, toe reik by die bord voorbij wat sê Berea wil. Nou weet ek ook waar is dit. Het is volgende dat die gemeente daar ook ondersteun. Nou, wat die liefde leed betref, daar is soveel mense, ons bid vir mekaar, so net nog gered het geen eredienst. Daarvoor ook die Kwartelrivier, so Trillerand, dit is dankie vir die mense wat daarbij betrokken is. Ek met groot planne vir die toekomst. Dan die verjaardag, ek weet nou nie, dis vandag die 21ste, Lis de Wet en Claude Marie Miller en Suzette Neetling, is wat nie hier volgend. Maar ons wil vir hulle afwesigheid geluk sê, maar vir die ander wat later in die week verjaar, sonder wonderlijke seën van die Here. Ek sien die golfdag wat in die kom is, 4 Oktober, groot dinge, en dan die dankfeest. Joe, dink die 26 Oktober gaan een heerlijke dag wees in die gemeente, al die kuier, as ek nou recht onthou is, nogmaal in die kerkraad bevestig, al die goede, dit gaat sommer een groot geleentheid wees. Dan in die dagboek, lyk vir my die kerkraadsvergadering, die school wat sluit, die kinders is daar opgewonde. Ja, ek sien die 26 Oktober daar die nagmaal in die kerkraad bevestig en die dankfeest. Vriende, dan die kontakbesonderhede. Ja, lekker om saam te wees in sy gemeente. Nou, het dien vroeg al in die oggend opgesluit, maar het is nie sy toedoen dat ons hier is. Ons het dat af van Verliesdorp of op die kerkraad wat die welings betref, maar is die Here wat van ons bemoei. Vriende, grote, almachtige Here, ek gaan daar kersie die brand maak, net om iets te versimboliseer van die lig van die evangelie. Want wat een voorrecht om so vanmorgen hier in die Here se naam met mekaar te wees. Ons kom tot rus, ons kan ons gereedskap neersit, ons kan ons kantoor deur toe trek, ons kan ons trekker afsit, ons kan ons huis toesluit. Ons is hier op die Here vir ons rus gee. En ek wil vir u vraag, wil u nie die geleentheid gebruik, net vir 'n paar oomblikke, net daar waar jy is, stil te raak in die Here se teenwoordigheid, die kan jy vir die Here dankie sê vir iets. Sommer net sy naam vir die Here, net om stil te. Ons elkeen hier in die Here se teenwoordigheid. Die ander vraag asseblief. Ek wil vir u vraag dat ons staan, want ek wil graag vir u groet vanmorgen in die Here se naam. Kom ons staan almal.
koning se naam, die drie-enige God, die Here wat hemel en aarde geskep het, die Here wat trou bly tot in ewigheid, die Here wat die werk van sy hande nooit ooit verlaat. Genade en vrede vir elkeen van ons wat sy body met mekaar is. Amen. Kom ons antwoord die Here. Ons gaan 2 liedere sing. Vol 110 wat sê, saam wil ons die Here prys vir sy liefde, dit ons kan dit sommer altyd net in die vers nie. En dan gaan ons daarna die Onse Vader sing, soos wat dit nou, hier staan in die volk, dit is so 'n bietjie ander weergawe, dieselfde gebed. Ek is seker daarvan bekend dit, as jy dit nie ken nie, dit is eintlik baie maklik om dit net vir ons begelei. Maar kom ons loof en saam wil ons die Here prys vir al sy liefde. Amen. Loof sy grote naam. Goeiemôre. Dankie.
sy naam, dat hy vir my groet, wat 'n voorreg, dat die ander gelowiges saam met my kom aanbid, dat ons 'n kerk gebou het, waar ons saam kan, dat ons kan sing, maar besonder ook nou, as ons die woord oopmaak. En jy kan saam met my blaai daar, op Psalm 16 toe asseblief, ons gaan daarin blaai, Psalm 16 en of jy nou elektrik Bybel in hier op die cellfoon, of ou vertaling, of nuwe vertaling, dit maak nie saak. Ons het 'n voorreg om God se woord in ons mense taal te kan lees. Nou baie eeue gelede het iemand hierdie gedig geskryf, hierdie lied, hierdie stukkie prosa, hoe die mense beskryf. Is iemand se hart wat hier op papier gekom. Nou gaan ons dit lees en dan moet ons vra, Here, ons leef nou 3000 jaar later, weet nie presies hoe lang nie, langer nog, seën vir ons in die woord asseblief. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend hier na die kerkgebou toe kan kom, daar van ons huis, ons plaas, waar ons ook al is, ons van die buurdorp af, saam met medegelowiges in die teenwoordigheid te wees. Dankie Here dat U hier is. Nie omdat U in hierdie gebou woon, die pragtige gebou, maar U woon hier, U woon in mense se harte. So in 'n sin, elkeen wat kom, bring 'n stuk van U saam. Nou wil ons stil raak aan die teenwoordigheid, Here. Ons wil graag na die woord luister. My verantwoordelikheid, my voorreg, om dit met die gemeente te kan deel, soos wat U dit met my gepraat het, wat ek ook by ander nagelees het. Nou is dit nie uiteindelik 'n mensetaak, dis 'n Godsaak. Ek bid Here dat U vir ons almal hier sal aanraak vanmôre, wanneer ons saam U woord oordink. Soek dit ons, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek lees graag saam met van die mooiste psalms in die Bybel. Neem my in beskerming, o God, ek soek skuiling by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds nie behalwe by U. Die afgode in die land so aantreklik vir baie, met hulle wil ek niks te doen hê nie. Mag elkeen wat 'n ander God vereer baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgee nie, hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang kom alles van U af. 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Here altyd by my, omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig en voel ek my veilig. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat die troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Pragtige, pragtige psalm. Jy moet ons dit weer lees. Jy my in beskerming, o God, ek soek skuiling by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds nie, behalwe by U. Die afgode in die land, so aantreklik vir baie, met hulle wil ek niks te doen hê. Mag elkeen wat 'n ander God vereer baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgee nie. Hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang kom alles van U af. 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang
het is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Here altyd by my, omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly, juig ek, voel ek my veilig. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat die troue dienaar in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By u is daar 'n oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat ooit. Psalm 16. Ag, en as daar 'n kans is, dan wil jy wees, lees ons dan weer, soms nog een keer. Dalk so die hele week, elke dag. Pragtige psalm. Vriende, Woensdag is die 24 September, dan is dit Erfenisdag. En hierdie psalm praat van my erfenis is vir my kosbaar. Ek wil graag so vanoggend by die Here se woord stilstaan by hierdie saak. Miskien net nog eers dit, ek dink almal van ons is bewus van die uitsprake van die mense wat vir ons sê dat die wegraping vind nou plaas 23, 24 September, weens verskillende redes. Ek wil nie by die saak stilstaan vandag nie, maar ek wil tog net daaroor ietsie sê. Die Bybel sê vir ons, die Here Jesus kom weer. Maar die Bybel sê ook vir ons weet nie wanneer hy kom. Ons weet nie wanneer hy kom. Jesus sê vir ons, God ons Vader sal daai besluit neem. En as mens begin praat oor die wederkoms, dan is dit nie iets waarvoor kinders van die Here hoef bang te wees nie. Dit is 'n wonderlike vooruitsig. Ek wil sê, Here, as u vandag dan kom, sal dit beter wees. Want soos dit nou gaan in hierdie wêreld, kan dit nie afgaan. Iewers moet dit stop. Maar ons weet, ons kan nie die datum bepaal. Nou is daar oor die jare, eeuwe, is daar van tyd tot tyd mense wat ook sê, maar hulle van die openbaring of een of ander sê maar openbaring ontvang, want hulle het aan sekere datums gekoppel met soms vernuftige berekeninge en vertalingen. So is daar 'n groep mense oor die wêreld, ook in Suid-Afrika, bekende mense wat 'n groot saak maak hierdie week gebeur. Maar dit gaan vir hulle nie oor die wederkoms nie, dit gaan oor die wat hulle noem wegraping. Nou vriende, dis 'n leerstelling, dis 'n soort teologie wat die Bybel nie ken nie. Dit is iemand het dit lang terug uitgedink en het vlam gevat, en daar is mense wat die saak nou aangryp. Gelowige mense, broers en susters, mense wat die Here liefhet. So as ek nou sê, dit is iets wat nie in die Bybel staan nie, dan is dit nie om mense se geloof af te breek. Maar in kort, daar is geen so iets soos die wegraping. In punt 2, sou mense met datums dan koppel en wêreldgebeure en wat ook al. Dit is nie in ons hand. So oor komende week, ons kan net sê of ek nog 'n dag lewe, of ek nog jare lewe. Ek behoort aan die Here. Iets waarvan Psalm 16 praat. Dis die saak van ter tafel is. Net oor die voorspellinge, ek dink ons moet rustig wees daaroor, mens gaan nie dit afkraak nie, want dit is vir mense heilig, hulle doen dit goed, maar dit het nie waarde vir ons te rig in ons lewe. Kom ons lees Psalm 16. Hierdie Psalm wat sê, maar my erfenis is vir my kosbaar. 24 September is erfenisdag, en hoe gaan die Bybel vir ons help om verwarm met die lied in ons hart uit te stap, om die week in te stap. Nou, Psalm 16 is duidelik, dis iemand met 'n intense verbintenis met God. Dit is 'n mens wat
lees en kom jy agter, dis 'n diep gelowige persoon wat hier skryf. Presies wie dit was, dit weet ons nie, maar dit is iemand met 'n intense verbintenis met God. Dis so iemand wat nie familiair is met God nie, maar God is vir die persoon baie naby aan sy hart. En ek dink 'n mens kan sê, die Here is regtig vir hierdie iemand, of het nou sy is of hy, ek weet nie, die staan as 'n gedig van Dawid, hy van die psalms is toegedig aan Dawid, want dit is die vername persoon, dit is Dawid se naam word dikwels bygeskryf van die selfs, ons weet, dis eeuwige materiaal. Wie dit presies is, weet ons nie. Maar as iemand wat sê, die Here is die bron van my vreugde. Ek wens ek kon daai in so die oorkyk en sy hart sien, haar hart sien, vonkel in die oog. Iemand wat sê, maar die Here is my vreugde. Dis 'n gelukkige mens wat jy skryf. Dis iemand wat sê, joh, in my lewe, kan ek vir julle baie verhale vertel, van hoe die Here vir my gedra het, hoe die Here vir my die pad geloop het. Ek die Here lief. Ek wil nie met die ander gode, die ander goed wat mense aanhang, of hulle vreugde het. Ek wil al niks met dit doen nie. Net my Here. By hierdie Here het ek 'n wonderlike vrede. En dan 'n waardering vir die erfenis. Nou, uit hierdie persoon se, of uit hulle kultuursituasie, is die eerste erfenis waarvan 'n mens praat, of waarvan hulle waarskynlik gedink het. Hierdie het uit Egipte uit 'n land waar hulle niks gehad het nie, waar hulle swaar gekry het. Nou kom hulle nuwe stuk land, die Here gee vir hulle hierdie land waarvan hulle nie gewerk het. Hoe sê die Bybel, huise wat hulle nie gebou het, putte wat hulle nie gegrawe het. Elke stamgroep, elke familie as het ware, kry 'n stuk van hierdie land in. En dit is vir die mense kosbaar. Hulle het 'n ander eiendomsreg as ons. Ons praat baie keer van familiegrond, maar dan is daai familie se plaas verkoop aan iemand anders. En hulle terme, jy verkoop nie familiegrond. Dit is so dat na sekere tyd, dan moet daai grond teruggaan na die familie toe. Wie het ook al gekoop het, dit moet terug na die familie toe. Iets daarvan sê moet my erfenis is vir my mooi. My herkomst, dit wat die Here vir my gee, is vir my ongelooflik kosbaar, ek is dankbaar daarvoor. Dan, as ons nou oor erfenisdag praat, by al die deur mekaar goed in ons land, dink ek is een van die dae wat ons moet vier. Ja, ek weet, dit is nasionale braaidag, dit is om te braai, maar dit sit baie dieper. Dit is amper, ek was een heilige dag, maar heilige in die sin van kosbaar. Dit is een dag waarom al die kulture en eie erfenis kan herdenk. Dink net hoe ryk is ons in ons land, met dit wat ons saam kan deel, al die verskillende kulture van ons land. Maar ons het ook een gemeenskaplike erfenis, die goed wat ons saam doen, die goed wat so spesiaal is in die mooi land wat die Here vir ons gegee het. Nou die ouer mense sal die advertensie ken, ek weet nie of die jongspan dit ken, onthou nie van daai wat vroeger op die TV was. Ek hou van braai, vlees, rugby, sonskyn en Chevrolet. Weet jy, hand op wie, daar was daar mense wat dit onthou. Dit was soos een kostbaar, nou ja, Chevrolet op die muur, sê af. Maar ek onthou van daai. Dit is so kostbaar, want dit sê iets van ons, die goed wat vir ons belangrik is. En as mens oor erfenis praat, iewers het iemand hierdie geskrywe, ek weet nie wie, iewers gekry. Erfenis is al omskryf as dit wat ons geërf het, die som totaal van die natuurlewe,
en die natuur skoon, plekke van wetenskaplike of geschiedkundige belang, nasionale monumente, historiese gebouwe, kunswerke, literatuur, musiekstukke, mondelinge tradisies en museumversamelings, saam met hulle dokumentasie. Dit is 'n wye omskrywing van kosbaar en ons taal, ons Afrikaans, word hierdie jaar gevier. Ek is bedreig dat die mense groot opskop gehad in die Kaap gisterand oor ons Afrikaans, wat kosbaar is. Maar is nie net Afrikaans, wat er ander taal ook praat. My taal is vir my kosbaar. Dit is waarmee ek die waardes, mooi, mense dit onderskryf, waarmee ek dit van die Here af ontvang het. Nou, iewers het ek iemand gehoor wat sê, wat maak mense gelukkig? Wat maak mense gelukkig? Toe daai persoon gesê, my gesin, my familiebond, dis die goed wat my gelukkig maak. Sport en die ontspanning maak my gelukkig. Dit is te gelukkig wat ons allemaal verlede Saterdag, die sprong op die All-Blacks een beetje vermorsel. Dit was al verschrikkelijk. En die koerant het ook blauwwilling geskryf, as jy moet nooit weer na haar kyk. Hy weet het, geloof altyd, dit was so lekker. Nou, as kind het ek as Griek, by die Griek was groot geworden. Die Griek wil op West, het was nou lekker toe die Griek was, gister, dit kan nie lekker nie. Maar dis nou so wat ek so terug. Maar ons kultuur effens. Mense, ons het daar bereik. Daar is so baie. Ek volgend my genadendal voorbij rein, dink ek het al gehoor van die museum daar. My dochter was al daar, en sy het al gesê, sy moet gaan kyk. En ek het 'n vriend wat in die antieke meubel is, en hy het daarna, ek weet nie, die archivaris daar, of die persoon wat, dokter iemand, ek weet nie, dink ek, maar ek moet gaan kyk, want dis kultuur erfenis, dis kosbaar. En mense geloof, dis ons kosbaar, jou kerk, jou gemeente, dis die goed wat die mens gelukkig maak. En ek dink as mens so daai lijstje kyk, moet ek daarom sê, dankie vir die mooi in die lewe, dankie vir ongelooflike seën. Sommer net so, bietjie tom in die kies, daai prentjie, ek weet nie of daai springbok, daai varen gekom het en ons so uitspoeg nie. Kyk vir die groot Elisabeth, hoe sê die mense, Elisabeth, en daai skramskaper vir ons, weet nie of jy kan sien nie, sê, ok, video seer gemaakt. As mens dit sien, dan, as ons so warm hartklop by jou, dis lekker goed. Wie al aan die voortrekker monument ingestap het, jy krijg hoendervlees, wie al daar by die taalmonument in die Parel was, dis kosbaar goed. Hoe weet ek dat dit konnotaties en interpretaties en ek wil nie my daaroor my nek uitsteek gemaak nie, maar dis kosbaar. Hier ons kerkgebouw, dit gaan oor die ons gemeente. Ons gemeente, hierdie gemeente van Krete, dis so kosbaar. Kan ek terug aan hulle advertentie? Ons het van baie vlees, rugby, en sonneskyn, kan ek die Chevrolet so bykie verander. Nee, nie bykie verander. Baie verander. Christus. En ons belydenisskrifte, die heel eerste Sondag van die Heidelbergse Katekismes, word die vraag gevra, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Ander Afrikaanse wees, wat is dit wat jou regtig gelukkig maak? Wat is dit wat kosbaar is? Want staan daar dat ek aan Jesus Christus behoort. Dat ek aan Jesus Christus behoort. Vriende, my erfenis is van my kosbaar. Ek wil saam met Psalm 16 sê, die hele pakket wat
sien. Eintlik, ander kan die altyd sê, Jesus het gesê, nie vir julle skatte by mekaar maak, waar die mond in die roes moet verdeel. En ons terme soos gesê, daar waar die ontvanger van inkomste dit gaan opvreed, of daar waar die skelms dit kon wegdra, of daar waar die inflasie dit vernietig, of daar waar die lewenskoste dit uitmeg, of daar waar dit net groen opraak. Nee, maak vir julle skatte by mekaar wat ewigheidswaarde het. En ek dink dis wat Psalm 16 se digter aanvoer. Here, my erfenis is vir my kosbaar. En as ons van alweer uitstap, dan wil ek vir u vra, wil u nie vir julle gaan dankie sê. Dankie dat u sorg. Dankie dat u sorg. Ja, ons is in 'n moeilike tyd, ons praat in ons storie vanoggend. Die reën bly weg. Heidelbergse kant toe mense al hulle graan afgesny. Die mense wat nou hulle moeder moet uitvoer Amerika toe. Die moeilikheid met die tariewe. Ons gaan in 'n verkiesingstyd in ons land. En nou weet ons die politieke klimaat word warm. Ons lees van mense wat mekaar vermoor omdat hulle verskil van opinie. Ons lees van mense wat vermoor word omdat hulle te naby aan die waarheid gekom het. Om misdaad aan die kaak te stel. Ons word oud, ons word swak, ons kinders worstel om te bestaan, as baie dinge. Die wêreld is aan die brand, die mense skiet vir mekaar met die spaners waai en die bloed trek. Dis die wêreld waar ons leef, dit is 'n ander wêreld as 3000 jaar gelede, as dieselfde Here. Ek dink ons gaan vanmôre sê, Here, dankie dat u sorg. Dankie dat u hier beheer is. Daai twee hande sê van 'n God wat gee, maar ook 'n God wat vashou. Dis vir my die kosbare waarde van Psalm 16. Ongelooflike, wonderlike Psalm. Toe ek met my voorbereiding besig was, het ek iewers iets gelees wat vir my nogal aangegryp het. Die 4de vers van die gedig wat C.J. Langehoven in 1918 geskryf het. Ook maar iemand wat vanuit sy situasie iets gaan neerskryf, net soos Psalm 16 se digter. Nou het die saak in die politieke vaarwaters beland. Ek dink dit is ooit so bedoel. Maar 'n gedig wat vanuit ons eie geleedere sê, op u almag vas vertrouend het ons vadere gebou. Skenk ons ook die krag beheer om te handhaaf en te hou, dat die erwe van ons vadere vir ons kinders erwe bly, knegte van die hoogste die die hele wêreld vry. Soos ons vadere vertrou het, leer ook ons vertrou beheer met ons land en met ons nasie, sal dit wel wees God regeer. Ek dink is 'n wonderlike gebed vir Erfenisdag. Ek dink elke mens wat die Here ken, van watter kultuurgroep hy ook al is, watter taal hy ook al praat, as hy aan die Here behoort, dan kan hy hierdie gebed bid. Ek beskou dit as 'n gebed, dit is nie maar net 'n gedig. En ek wil vir u nooi, wil jy nie saam met my dit bid vanmôre, net daar was ek gaan dit hier op die skerm sit. Hardop as jy wil, maar as jy net in die hart as jy wil.
maar ek mooi vir die bid saam met my. Op u almag vasvertrouwend het ons Vader gebou. Skenk ook ons die krag, o Here, om te handhaaf en te hou, dat die erwe van ons Vader vir ons kinders erwe bly, knegte van die Allerhoogste, die in die hele wêreld vry. Soos ons Vader vertrou het, leer ook ons vertrou, o Heer. Met ons land en met ons nasie sal dit wel wees. God regeer. Amen. En so in die gees van die gebed, wil elkeen van ons nie die oomblik gebruik om net vir die Here stil te raak en te antwoord op 'n kosbare Psalm 16. In stilte elkeen van ons in die Here. Eers net hier onderbreek, miskien nog later vandag, as daar 'n tydjie is, die gebed by die Here gaan voortsit. Amen. Ons kan die Here dien met ons offergawes, en dan die deuroffer gaan vir jou wil educate.
Here as ons hoor dat het in die omgeving so droog is, bid ons dat U sal voorsien, dat U reën sal gee, die wat gesaai is besig is om te verdorp. U hoor mense se smeeke, U hoor as mense aan tafel sit, vanaand aan hulle bed, ontrol, wat gaan word. Ons bid saam voor U vandag, Here, as U kinders. Ook daar miskien kinders wat nood is. Natuurlijk sê ons dankie saam met die wat bly is. Maar ons treur saam met die wat hart sien. So kom ons vanmorgen in Jesus se naam. Amen. Maar voor die vader, as jy by jou is dat jy moest vandag plekkies indruk, miskien daar aan dit te straf. En dat jy sal bid vir die siekes. Jy ken mense, dat van die eie mense, of ander in die gemeente, al, dat ons sal plekkies sê, as mense vreugde beleef. Ook is hulle hartseer, as hulle beleid is. Kom ons sê vir die Here dankie vir ons gemeente. En dat ons bid vir die gemeente van Druiten, activiteiten, doen, kerkraad, al. Bid vir ons land en sy mense. Ons land het dit so nodig. En oor die gerugte. Ek dink dit in enkele sin dit bring, as ek nou sê van die gerugte, dit gaan oor die voorspellingen vir die week. Dit bring spanning tussen mense besef van mekaar makkelijk heerlijke goed. Ons gaan bid daarvoor, asseblief hier. Dat daar ook vrede in ons land sal wees, ook oor geloofsaam. Ja, ons is aan die einde van ons kerkdienst. Ek wil vir u nooi dat ons saam beleidings doen vir ons geloof. Dis 'n verklaring wat sê, stap hier uit. Dis die dinge wat vir my kosbaar is. Ons gaan het hardop saam sê, dan gaan ons sluit met lied 188, dat sê, dank nou al God, van hart en mond, of met hart en mond en handen. Want toen net het gister vir my die story vertel, ek het al alweer vergeet. Die lied vertel van een stad in Europa, want daar verskrikkelijke crisis was. Mense was verskrikkelijkheid en daar was ziektes. En toen het dorpsmense op elkaar gekomen en het saamgebind. En net veranderen op een wonderbaarlijke manier. En die lied is uit die omstandighede gebeur. Ek dink ons kan ook sê, ons dank allemaal God. Met hart en mond en handen. Maar kom ons staan hier so dan beleid ons geloof. Ons kan het hart op saam doen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is by die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Dink net wat 'n ryke erfenis het ek nou net hier gedeel met mekaar. Kom ons gaan die week in met hierdie voorreg van geloof en in die lewe.
Ons gaan dit sê met lied 188, so by die vers. Here sal julle gebede verhoor en aan julle